nog 'n uitsending van Stoom saam met oom sit op die program Skuins voor afkom. Kom ons uit, hoe gaan dit daar? Ons is op die trein, hy stoom voort en ons het 'n fantastische naam wat vir ons voorlie. Ja, dis nou nie die trein na Mandjiesfontein toe nie, dis die trein na die Oofberg. Yes. Dis ook nie die Elden trein wat daar so elke einde van die maand kom die trein, hy stoom elke dag voor hier in die Oofberg. Hy laai op omsit en hy laai af. Hang wat 'n manne is van Mistenberg toe en wat 'n manne is by die huis. Ja nee, op die trein kan jy nie hang nie. Jy's of op die trein of jy is van die trein af. Kom ons gaan gesels 'n bietjie. Maar het 'n paar interessante goed gebeur hierdie naweek. Boland het verbode 106-7 geslaan. 'n Goeie wedstryd vir Boland. Hulle sukkel die afgelope tyd 'n bietjie. En hulle vroue, hoe sit? Hoe gaan groot wedstryd wat hulle wen daar teen die Bulle? Nee, hulle het in die Lions gespeel. Hulle het die Lions gespeel, ja, sorry, hulle groot oorwinning behaal. Ja, hulle het 'n 50-5 het hulle vir die Lions geslaan. Ja, ek is baie opgewonde vir Safkol se player wat sy debuut gemaak het verlede week in die trein van Boland. Die rofstuur, die kragman, Jason Bikas. Jason, hier van Stoom saam met oom sit se program van ons kant af. Ons is baie trots op jou en ons weet jy gaan ons sommer baie groot hoogtes gaan jy bereik daarso by Boland. Jy's 'n produk van die Oofberg, jy's 'n produk van die Champs. Safkol, so hier kom hy die series uit, maar as jy jou hart is mos nou hierso in die Oofberg. Yes. Ja, vat van krag tot krag, Jason, en ons by die seën van die Here toe op jou se Davies by die Boland. Ja, die dames, interessant, goeie werk wat coach Thomas doen hierso vir die dames van die Boland. En is nog 'n persoon hier die Oofberg, hy bly hier op Hermanus. Coach Thomas was mos al hierso op die program. En ja, hier van ons kant af ook gaan voort met die goeie werk daarso onder die dames. Dis 'n passie wat jy het, Thomas, en ons weer eens ons spreek die seën van die Here uit. En ons hoop en vertrou dat julle ook so ver sal vorder hierdie jaar dat julle dalk in 'n finaal kan speel vir die dames en Boland trots kan maak. So ja. Ja, en ook welkom terug aan Denver August van Gansbaai, wat altyd die restaurant is van Thomas Charles. Hy was oorsee, bietjie homself aan skerp maak en die man is terug. Ja, ek het gewonder wat van hom geword het. So nee, daar is ek baie bly want ek en hy het ook die afgelope tyd baie met mekaar gesels, dus ek sê ek het gaan begin wonder wat het van hierdie kerel geword. Nee, die man het hom gaan skerp maak. Hy's terug en hy is weer in die Oofberg besig met sy dinge. Ja, en dan het ons 'n paar uitslae vir die gemeenskapsskild. Dit is nou eintlik die een van die lae ligas. Ek sien Gold Stars verloor daarso teen wat is my oë. Ja, Evergreens hier van Grabouw 16-25 verloor hulle. En dan Montreal verloor teen Blackbirds 8-25. Rangers, dis nou nie Bredasdorp Rangers die perde wat nou 'n tiere geword het nie. Dis 'n ander Rangers span. Hulle is ook aan die wenkant gewees 27-12 teen Klipdale. En dan ook Valley slag vir Tess United 36-30. Ja, dit is die uitslag wat ons gekry het in die gemeenskapsskild. Ons is baie bevoorreg, ons hou die Tess United se koms terug na Boland die gastoe is 'n bietjie dop, maar ongelukkig het hulle weer in die hek geduik met 36-30. Ja, wat sê jy so wat is jou boodskap daar betref jong? Ons die manne is eintlik baie opgewonde dat hulle elke keer net in die hek gaan.
Hulle sê die deurbraak moet kom. Ek moet kom. Hulle sê hy is kort aan mekaar. Maar toe sê ek vir hulle, ek kan nie sien dat hulle afrigting met 'n All Black jersey loop nie. Dis waar die probleem lê. As hy die All Black jersey by die huis los, dan wen hulle en ek sit dit vanaand op hier. Sit die All Black jersey weg, meneer? En dan sien jy hoe wen Manchester United. Dankbaar. Ja, en ek dink hulle sal ook moet begin besef in hierdie game is goed om 'n gentleman te wees. Maar soms moet jy die deur opskop. Dis korrek. So Manchester United skop my deur op, dan gaan sommer met boots en kop en arms en skouers alles in om jou doelwit te bereik daarso. So ja, ons hoop ons gaan een of ander tyd gaan ons 'n positiewe uitslag kry daar van Manchester United af. Ek persoonlik en ons het ook hier van die program ons sal 2 keer vir Trawee gaan. Ons is baie opgewonde dat Tesla's dal weer 'n rugby kan sien. Want dit is mos waar oor die gom, dis mos waaroor dit gaan in ons gemeenskappe, veral ons tradisionele breingemeenskappe. Rugby is maar die gom wat ons gemeenskappe veral op 'n Saterdagmiddag wanneer daar niks plaasvind nie, wat families in gesinne maar bietjie gel. Ek gaan ons dit sê, as Tesla's dal United wegspeel, dis ek 8 kombies sal ry. So jy sê dan maak En nog 'n bus op. dan sluit hulle die door. Die bejaardes het hulle eie bus. Yes. Gaan dit dan so? Die bejaardes het hulle eie bus, meneer. En hulle word uitgehelp en hulle spesiale sitplek by die veld. Dis interessant. En dit is vir my altyd so mooi dat hy mense het jare gewag om weer langs die veld te sit en daar sit weer. Ja, en ons wil regtig vertrou, wil ons weer eens van hierdie platforms wil ons applaus en vir almal betrokke daarso by Manchester United daar by Tesla's dal, dat hulle hierdie droom en die visie het om maar net weer na hulle roots te gaan en rugby daar in Tesla's dal te kan laat herleef. Ja, hier van ons kant af stoom saam met oom omsit. Ons vra asseblief daarso vir die gemeenskapsskuld en daar vir die streek uitdaag voorsitters, kapteine, kontak vir ons. Julle het gekla, julle het gehuil, julle het gemong, julle het gebieds en gesê maar daar word nooit van julle gepraat nie. Nou begin ons oor julle te praat, maar nou sukkel ons weer om vir julle in die hande te kry om net julle tellings vir ons te gee of om te kom staan tussen ek en coach. Kyk, ons is twee goed voorbeelds. Yes. Ons is stitte. Ons hou daarvan as die manne hier tussen ons kom staan, dat hulle die gevoel kan kry hoe die oond warm gemaak word coach. Aan die voorkant. Ja, en ek het nog 'n stukkie nuus om sit van Manchester United. Kom ek sê vir ons sit en dan het hulle 'n groot woning het hulle bespreek vir almal. Dis nou die Strandse manne en die Gerrydonse manne en Sondagoggend meneer word daar ontbyt vir hy manne neergesit. Teambuilding begin met 'n ontbyt. Die manne praat van varkworsies en bacon en bakbrood. Is dit nou Sondag? Dis Sondagoggend ons sit. Ja, nee, hulle doen dit 'n teambuilding Sondag. Okay, en seker daarna gaan dit seker so 'n kerk, 'n bietjie kerklik op word. Ek kan nou nie sê nie, maar daar's 'n pastoor betrokke. Ja nee, maar daar gaan daar definitief gejuich en gejubel word. Maar ja, ons wil ook hier vir julle sê baie geluk daarso, Tessies. Vat dit en bou so voort. Ja, hierdie streek uitdaag se eerste ronde loop het 'n bietjie ten einde geloop. Ons het 'n paar tellings gekry, Strys by 62 teen Creighton 6. Maar ek dink dit is die vorige week se uitslae. Hulle het mos die vorige week gespeel. Ek dink nie ja, nee, die daar was nie wat my betref Streek daar by streek. streek daar by streek nie. Ricardo, wat gaan aan daarso by julle? Ja, ek sê hulle is alles af. So ons sit hulle het nog genoeg tyd om ook teambuildings te doen. En hulle saak reg te stel, veral oor die feit dat daai manne met die Seahawks, daai manne het 'n plan. En as hulle wil doen van daai plan, sal hulle teambuildings hou. En ek is bekommerd nog as ons oor Creighton se wiele net so afkom het. Ek weet nie hoekom nie. Ja, weet jy, ek sien dit ook by die ander spanne wat verlede jaar gekom het, vanaf een liga na die ander liga. Tradisioneel lyk dit vir dat doen van die ouens baie goed, maar die next jaar dan val hulle plat. Dan daar's niks nie. Om terug te kom, jong, ja, ek dink in daai sone 1 gaan die ding 'n bietjie tussen Stanford en Seahawks dink ek. Gaan dan
Baklei word. Maar dit lyk vir my, ek weet nie hoe die kompetisie werk nie, want daar is mos nou 2 zones. So dit lyk my aan die einde van die dag gaan zone 1 se persoon wat top seker eindig, speel teen die span wat top eindig in zone 2 en dit lyk my hierso slaan Springboks soos die Kataan. Hierso naby Grabouw. Jy weet, dit is baie die spelers wat daar in daai omgewing sit. Maar hulle sal het een of ander ding sal hulle moet doen om net 'n verteenwoordiger te hê van die probeer. Maar my geld is hierdie jaar, dis eerlikwaar, my geld is op Seahawks. Seahawks. Ek dink hulle deserve dit, hulle klop al afgelope 3 jaar klop hulle aan hy deur. Yes. Ek dink Stanford University het hulle beurt gehad. Hulle het hulle geleentheid gehad. Hulle het 2 geleenthede gehad om in die groot uitdag te kom so. En by albei daai geleenthede het hulle in die relegasiewedstryd het hulle verloor teen die manne wat die ouens vinnig laat skop daarso saam met die test. Genaat en dan. Ek kyk daai mense kom met 'n lag hier man. Hulle gee sit sommer gou bietjies vir jou aan. Yes. Nee, my geld is definitief coach is my geld op Seahawks. Ek sal graag wil sien dat hulle kom join so in die groot uitdag. Hulle administrasies, ek sê ons het dit al baie gesê, ek sê dit weer. Jammer dat ek dit elke keer herhaal, maar kom laat ons vir mense erkenning gee op hierdie platform. Administrasie van hy klub, dit is 'n plesier. Dit is lekker altyd om so te gaan. Jy kan sien die dissipline. En ek sê altyd, coach 1, waar die bestuur en die afrigters met mekaar gel, dan kry jy die resultaat op die veld. En daai resultaat vloei uit na die ondersteuners toe. En dis die volle pakkie wat Seahawks vir ons bring daar van die streek. Die borge wat ook deel is van daai golf van oorwinning en van goedheid wat met die klub aangaan omsit. Ek sê altyd, hulle het 'n spesifieke borg wat al 'n paar jaar mee is. En daai manne is loyale Seahawks manne. En daai is ook 'n integrale deel van Seahawks se sukses. Ja. So Seahawks, asseblief kom met ons kyk is nou nie ons teleurstel hierdie jaar nie. Ons sien julle baie graag wil sien volgende jaar tussen die groot katte. Dan coach 1, die groot uitdaging. Die groot uitdaging. Waar begin ons nou? Kom ons begin daai kant omsit. Wat ek kan? Daai kant daar naby aan is in Seahawks. Ek dink ons begin daai kant by Bredasdorp. Okay. Parkstraat. Baie interessant hierdie week wat verlede week plaasgevind het. Bredasdorp Rangers het besluit dis plaas toe papa. En maar vir die wat nie weet die munisipaliteit, soos ons nou vir hulle ken, en daar moet ons ook vir hulle PG Kaapagullis. Hulle is voortdurend besig om aan die infrastruktuur van daai munisipaliteit te kyk. Verbetering so goed en hulle is besig om die veld, die glaskasteel en van die geboue te renovate soos hulle sê en te verbeter ten voordeel vir die gemeenskap. So Kaapagullis, ons saluut vir julle. Dit wat mense sien, daai verhouding wat daar is verstaan tussen munisipaliteit en jou sport. En toe is daar nou 'n probleem, so ek verstaan, en die probleem was gewees dat hulle kan 'n speel by die glaskasteel, maar met hulle die B-veld speel. En toe die bestuur, en daar wil ek ook die bestuur van Rosten, van Rangers wil ek saluut, hulle het gesê, nee, daar's geen manier hoe hulle vir Rosten, wat vir jaar in en jaar uit die kampioen, die streeks uit die kampioen in die Oeverberg is, 'n gerespekteerde klub op 'n B-veld moet dat speel, ver van die kraan af. En toe was daar onderhandelinge, soos ek verstaan, tussen die klub en die munisipaliteit, en aan die einde van die dag het hulle ooreengekom en gesê, kom ons kyk wat ons kan doen by Parkstraat. Kom ons kyk die toilette en ja, die ablisiegeriewe en goed, ons het vinnig kan regkry. En ja, geskiedenis was weer gemaak. Hulle is terug op hulle ou veld. Tussen ons gemeenskap, tussen die mense.
Danny Boy het dus vroeg in die week ook daar vir Werner laat weet, House of Pain. Oh, ja. Werner gaan nie kom wen daar nie. En ek is eerlikwaar, dit was vir my 'n verrassing. Die uitslag in die guns van Rangers 25-20 klop hulle vir Houston. En dit, juist nadat Houston vasgeval het die vorige week in Caledon, op Houston het ek nou regtig gedink, kyk, Houston gaan vir Rangers Boetse ook kom aanvat. platloop, want ons weet Rangers sukkel. Yes. Rangers het baie spelers verloor, key players in die scrums op die backline. Maar ja, natuurlijk het die skare, die ondersteuners van de Rangers opgedaag. En as jy goeie ondersteuners het agter jou, en jy speel op 'n veld wat 'n mens se hart lê, Parkstraat. Jy weet toe ek nou begin my rugby volk so in die Oeverberg, en ek het met hulle begin gesels. Parkstraat lê baie na aan veral die oud spelers. Dis geskiedenis. Van Rangers, en hulle is trots op daai geskiedenis. So ja, 'n goeie begin weer by Parkstraat. Yes, 25-20. Omsit daar was ook die pere nie, daar was die trokke nie. Daar was net Parkstraat. Ja, maar jy weet net, ek wil eintlik vir Rangers van hierdie platform af nie net salute nie, of nee, ek wil vir hulle eintlik vra. Praat met die munisipaliteit en bring meer wedstryde Parkstraat toe. Dis julle legacy wat daar lê, dis julle trots wat daar lê. Jy weet, ons is so geneig verstaan om ons geskiedenis baie keer sommer net vir 'n pot lentjies op te verkoop, en dan hardloop ons na die nuwe velde, na die nuwe stadiums toe wat in 'n gemeenskap gebou word, en dan is hy stadiums baie keer nie eens binne die gemeenskap nie, dit is ver van die gemeenskap af. So ek wil regtig van hierdie platform af Kaapstad munisipaliteit en vir Rangers se bestuur applaus verstaan. En kyk dat hulle so 'n bietjie meer wedstryde vat Parkstraat. Ek dink hulle moet sommer vir Safpol moet hulle Parkstraat te vat. Ek het in die week het ek met iemand van Safpol gepraat. Toe sê jy, dis plaas toe. Toe sê hulle nooit, hulle kan nie gaan speel daarso. Hulle is 1.5 miljoen toeskouers. Daai veld gaan gekry, dus ek sê kykie, al moet ons vir julle indruk soos sardintjies. Maar ek sal daar waar die manne praat, daar so by Parkstraat, daar by Rangers, en sê julle sal Parkstraat toe kom. Ja, dan die ander een, kots een, ek weet nie wie iets nog wil sê oor die Parkstraat. Nee, dit is dalk 'n nuwe begin. En jy gaan net voor die geskiedenis en soos ons het sê, die legacy van Rangers daarso. Ek kan Parkstraat baie goed onthou, en ek het 'n foto van Eddie gesien, Eddie Rose, wat hande in die lug staan, amper soos Rocky Balboa. Toe die albei was hy trappe uit, en dan steek hy ons altyd sy hande so hoog in die lug. Eddie Rose dieselfde gedoen. Hoog in die lug. Rocky Balboa was hy sakkerig. Ja, nee, kyk, die bentes, jong, verstaan ek ook wat ek sien. Ek sien Eddie mos nou die bestuur daar so by Rangers, so hy is 'n bietjie laag, maar die oorwinning van Houston, die ou kon seker nie vir hom ja, goed daar plaas en tegen sy daar so met 'n doodskus. Wat die besig is verstaan om 'n vuur ingestrooi te word. En kyk, jy ken vir Werner kom jy met 'n lag, hy het hom baie goed verstaan. Sy emosie. Maar dan kom hy, die ander wedstryd, baie interessant. Kleinmond 38 verlies op 2. Hulle sê Kleinmond het bloed gesweet. Ja, hulle was hulle groot voorsprong gehad in die eerste helfte. En met die draai, toe verander die momentum heeltemal van Kleinmond af na Verliesdorp toe, en Verliesdorp kan amper geen probleem. Ja, maar weet jy waar het begin? Voor ja. En dit sê weer eens vir my, en ek gaan net op praat oor die Caledon wedstryd. Caledon Houston, en verlede week die Caledon Safpol wedstryd. En ek wil van hierdie platform af reguit sê, klubs, veral in die groot uitdaag, as julle nie goeie fore het nie, julle gaan dit nie maak nie. Julle kan maar vergeet julle kan miskien dit net maak om in die top 12 te speel.
Maar wanneer hulle daar gaan speel, jy gaan miskien hier in die streek, gaan jy saam met Safkol, want ons weet Safkol gaan in elk geval een van die Oeverbergse spanne wees wat in die top 12 is. So jy gaan miskien saam met Safkol, maar jy gaan sukkel daarvoor. Oorsaaisin. Jy gaan sukkel daarvoor. Hulle moet ons tipe manne daar sit. Ja, maar ons tipe manne, ja, maar die man moet ook fiks wees. Hy moet fiks wees, Die man moet, die man, jy sien iets wat vir my plaat wees staan. Dat lyk by die manne, hulle kom net op 'n fiksheid level om 50 minute te speel en dan weet hulle word geprys. Nee, julle moet die nou onder stop. Jy gaan 'n paar calls van daai julle meisies toe en hulle sê sien nee, die manne wil net 'n 50 minute speel. Jy is gekies om 80 minute te speel. Verstaan? En dit het gebeur daar so verstaan ek by Claremont vir wedstryd. Want aan die einde van die dag het hulle vooruit begin uitsak. En toe het verlies op teruggekom, maar 'n ander interessante ding coach uit. Maar ek so tussen die lyne lyk oor ek verstaan verlies op is kwaad vir Safkol. Wat sê Jens geveer die week wat verby is onder hulle. Ek verstaan nie wat het gebeur. Nee, verlies op is die Josen vir Safkol. En dit gaan rondom die skorsing van Boland. Wow. Verlies op voel baie, hulle voel net man Safkol het vir hulle gefail. Safkol het hulle gedrop. Okay. Want soos ek die ding verstaan, maak Safkol die spanne sag. Dit is korrek Want die next week die verlies spelen, hulle was nou baie, hulle voel baie aangedaan oor die saak, dat Safkol nie vir Claremont sag gemaak het nie. Want hulle sê, hulle glo, as hy wedstryd afgekom het, dan wen hulle. dat hulle Saterdag vir Claremont gewen, want Safkol die ou goed. Hulle kom maak, hulle maak sag. So, al wat ek net sê, die manne daar so in verliesdorp is op baie. Ja, en die ander ding is wat ons ook vir hierdie week gepraat het om sit. Die manne wil nie verloor nie, hulle het 'n erge, amper wil ek sê, vertroue in hulle self dat hulle nooit by die huis gaan verloor. Ja, en onthou net, hulle is ook ons wat verlede jaar nog die streek uit daar gespeel het. En ja, wel dan verliesdorp, regtig. Ek het dan nie verwag dat hulle eintlik in die rang is moontlik ook hier tussen die top 3 om hier goed 'n bietjie sabbat te maak hier na die einde toe nie. Maar dan kom na die wedstryd toe. Safkol, Kerrigan. Soos ek gesê het, weekends. Ek voel en ek wil weer dit sê. Ek dink verkeerde spankeuse het die wedstryd vir Caledon gekos. En ek gaan dit kwalifiseer, kom ons so sê. Die week voor dit het Caledon gesukkel in die scrums. In die eerste 50 minute op Boston. Toe stuur hulle die ervare Clarence van Wyk en Steven Fourie op. Toe sê sy game net so. En daai het die deurslag gegee dat Caledon die wedstryd wen in Boston. Toe ek daai span sien van Caledon en ek sien dat Clarence en Stefan begin daai wedstryd saam nie, toe sê ek myself, hulle gaan pak vat. En weet ons dat die eerste skram nadat Stefan opkom, het hulle vir Saffies in Trinidad gehad. Nee, net daarvan, toe Stefan opkom, Korrek, ja. toe vat Caledon beheer oor die scrums. Yes. Nou, wat wil ek eintlik sê? Die probleem wat daar was, Caledon het in die eerste 50 minute dan die scrums oorheers. So hulle, nie Caledon nie, Safkol. So hulle kon baie goeie balbesit vir daai agterlenggie van hulle. En jy weet self, daai manne kom nie met 'n laggie. So spasie, dis weg. Selfs op Caledon se ingooi, het hulle vir Caledon onder druk gesit. So Caledon se skrimskakel kon nie goeie balbesit agtertoe gooi nie. Verstaan? Want hulle was al bietjie op in Trinidad. Maar toe Stefan opkom, toe change it. Yes. Toe kry hulle baie beter bal. En toe kon jy sien toe begin Caledon te jol, maar toe sit hulle laat, toe moet hulle kyk wat speel. En die ander ding is ook, ek dink Caledon het 2 ervare spelers gemis en dit is natuurlik Baiza op die skrimskakel en die kaptein BJ Bester op die punt. Ek
ek dink daai was 'n gevoelige besering wat hulle gekry het op Boston. Niks weggevat van Safpol het om die hele wedstryd omtrent gedomeineer in die vaste fasette. Ja, maar In die algemene spel. Maar Caledon hoef nie hulle kop te laat sak in skaam toe nie. ja, maar ek wil nou iets sê hierso, jy hoef nie die verder kommentaar te lewer wat hier betrokke raak. Ek dink ook verstaan dat Safpol se forwards van hy forwards as 'n bietjie lui. Jy hoef nou nie vir my te komment sorry, maar ek dink as ek hulle spel sien, hoe hulle altyd speel, en ek praat oor van Saldanha af en so, en ek weer die video's gaan kyk, dan lyk dit vir my asof of daai spelers het 'n bietjie terughou. Ek weet nie of die swaarder oor hulle kop hang, verstaan dat hulle nie 'n bietjie aggressief wil wees, verstaan dat dit miskien 'n oorsaak is nie. Maar ek is eerlik as ek dit vanaand sê, ek kon sien die forwards, alhoewel hulle gedomineer het in die eerste 50 minute in Caledon, hulle kon beter gedoen het. Hulle moes Caledon 'n 50 gegee het. Eerlikwaar. Eerlik. Maar ja, dis nou water onder die brug. Hierdie naweek wag hulle natuurlik vir Rangers op Grabouw. Maar ek verstaan Danny Boy het ander planne. Om sit daar is iets wat ek ook wil sê, om sit dit aan die begin van hierdie seisoen gesê, daar seker 'n spanne wat ons moet dop en stil hierdie G in die derde plek ingegroei. Yes, ja, die G wen vir Genadendal 37 26 nee, Botterrivier wen vir Genadendal 37-26 en die G 43-25 vir Rivier. Ek wil nou oor die twee praat. Dit was nou juist die twee spanne wat ons in die begin gesê het, Botterrivier en G-Boys. Die ander span van Grabouw, vir die luisteraars wat nou nie weet, die Grabouw het twee spanne, die Safpol en dan het hulle Grabouw die tradisionele destydse federasiespanne. Yes. En as jy gaan kyk die twee spanne wat eintlik vir Houston onder druk gaan sit het, as dit juist Botterrivier wat vir Houston gewen het op Houston. En die G-Boys wat vir Houston ook gewen het. Nou daai twee wedstryde wat Houston teen hy twee spanne verloor het. Yes. Hulle begin dit nou te voel want ewe skielik het Houston 4 wedstryde verloor in die eerste ronde. Maar dis nie teenstaande lê hulle nog steeds tweede. Want waar kom dit in? Bonus points. En dit is 'n punt wat ons moet oor gesels. Om sit daai is 'n belangrike ding wat ons sit hier doen. Bonuspunte. Genadendal is die eerste keer wat hulle nou gespeel het wat hulle nie 'n punt in die game kry nie. Ja. Hulle het nou heelpad nie gewen nie, maar elke game het hulle punte gekry. En bonuspunte is ons dit sê is crucial. Ja, kyk op die stadium is dit Safpol, is dit Caledon, Yes. dan G-Boys. Yes. Ek dink dan is dit Houston. Yes. So ek sê, daai Hy 4 verloor. hy 4 verlore. En maar wat hulle red verstaan, dit gaan rondom hulle bonuspunte wat absoluut belangrik is. En ek sê weer, ons moet maar vir G-Boys bedoppel. Ons moet hulle doppel. Want die ding gaan meer hier later. En ek dink die twee spanne wat my aan betref, of die 4 spanne wat my aan betref, wat gaan jockey hier na die einde toe, lyk vir my nou na G-Boys, Caledon, Claremont. Safpol. Nee, Safpol is mos, hy sê hulle, Safpol is klaar daar man, ek wil nie oor hulle praat nie, ek praat die ander 4 spanne wat gaan jockey om in die kag te klim, saam met Safpol, gaan lyk dit vir my, gaan dit Caledon, Claremont, G-Boys, ek weet nie of Houston het gaan maak om by die agterdeur in te glip nie. Wat dink om sit dan van die manne van Madagascar by Rangers man, gaan die manne kan terugkom? Nee, ek dink die 4 verlore in die eerste ronde, dis bitter. Ek is eerlikwaar, ek is 'n Rangers man. In my hart voel ek Rangers wen. Maar jou verstand sê vir jou, die logika sê vir jou. En jy weet hoe wat my ding is, dis my twee spanne wat speel. Dis korrek, ja. Maar ek sê, ek is die dag as Rangers en Safpol speel, dan gaan ek die span wat teen speel. As daai wedstryd môre gespeel was in 'n Bredasdorp, dat ek by Hoek of by Kroek het ek gegaan vir Rangers. Al het ek in my verstand geweet ons gaan verloor.
maar dit gaan oor jy moet loyaal wees. Dis met die spanne. So kort ek weet nie, interessante liga wat voorlê so vir ons in die groot uitdaging. Ons het aan die einde gekom van hierdie program. Van my kant af, goeienaand. Ja, en van my kant af, môre is dit Saterdag en dit is wat dit is. Coach